My naam is Johan van Zyl en ons gaan vandag gesels oor bysientheid voorkoming en spesifiek wat kan ons doen wat maklik is, relatief maklik is, wat jou nie veel geld gaan kos nie en nie optiese goed wat jy kan doen om jou kind se oë te beskerm. En natuurlik, kom ons gaan net gou 'n bietjie terug, wat gaan aan, wat is bysientheid? Bysientheid is die vermoë wat jy nie het om ver te sien nie. Jy het wel die vermoë om naby te sien en as jy dit reg bestuur en beheer, dan is jou vermoë om inligting te absorbeer deur jou oë baie beter as 'n ou wat soos 'n valk kan ver sien. So bysientheid is eintlik 'n aanpassing, is 'n adaptasie van vandag omdat ons so baie naby kyk. So bysientheid, jy kan nie ver sien nie en gewoonlik het jy 'n korrektiewe bril daarvoor nodig. So jy het 'n bril nodig om ver te sien, want die probleem is te veel naby kyk. Jou oog word naby beter en ongelukkig word hy vir ver swakker. En dan gaan jy oogkundige toe en jy kry 'n bril vir ver kyk. Dit sorteer jou ver kyk uit, maar dit regtig adresseer nie die naby kyk nie. So die probleem is te veel naby kyk. En dalk is dit ook dan deel van die probleem. Niemand weet eintlik regtig hoekom ons kinders vandag so baie bysiende word nie. Maar hulle vermoed dis 'n samesmelting van omstandighede, van dieet, minder aktiwiteit, meer selfoon, meer binnekant, minder ver kyk, meer lees en dit is wat gebeur en dit is waar ons vandag gaan gesels. Wat kan ons doen wat eenvoudig is, wat nie te veel moeite is nie om miskien daai verandering te voorkom, want as jou kind op 'n jong ouderdom elke jaar gaan brille kry, uiteindelik gaan daai kind meer en meer bysiende word en die risiko is miskien nie op daai ouderdom nie. Die risiko is 20, 30 jaar in die toekoms as daar miskien 'n retina probleem kom of glikoom of makulêre degenerasie. Daai oogbal is net nie so sterk soos 'n ou wat net gewone oë het nie, wat kan lekker ver sien nie. En dis presies wat met my gebeur het en dit is hoekom ek so passievol is oor voorkoming, want regtig jy wil mos nou nie jou kinders in die toekoms sien dat hulle kan dalk miskien nie sien nie of selfs blind word as sulks nie. So bysientheid, dit is daai nie vermoë om ver te kan sien. Jy kan lekker naby jou sien, maar as jy te veel bysiende is, dan kan jy ook nie lekker naby sien nie, dan moet jy alles hier onder jou neus hou. En dit is een van die dinge waarvoor ouers moet uitkyk. As jou kind of jou kleinkind begin al hoe meer vorentoe gaan, op sy voorkop sit, so arm hierso sit en al hoe nader kyk, dan jy moet gaan kyk, daai kind se oë moet getoets word as sulks. En so ek sê letterlik, as jy baie naby kyk doen, dan word jou oë beter vir naby kyk. Die oogbal word letterlik groter. Die oogbal word sterker en ek verduidelik die proses in 'n ander video van my met 'n klomp ballonne. Ongelukkig die oogjelly word nie groter nie. En dis waar die probleem inkom op jou ou dag. So jy kan nie ver sien nie en dit word uiteindelik 'n probleem met die oogbalsterkte. So, wat kan ons as ouers of oupas en oumas doen om so half net 'n bewustheid te kweek? En ek sê vir mense, dink 'n bietjie wat jou ouers gedoen het. En ons gaan begin wat ons noem by indirekte faktore. So, wat se goed kan jou oë so half verbeter sonder dat jy nou nie geld hoef te spandeer nie? Nou die eerste ding is letterlik spandeer meer tyd buitekant. Buitekant om ver te kyk, om in die sonlig te wees, is baie belangrik vir jou oë se gesondheid. Jou oë is gemaak om in goeie natuurlike lig te werk en ons het 'n video ook gemaak oor pupilgrootte. So as jy meer en meer binnekant is, dan gaan die gaatjie, die oogpupil, gaan al hoe groter en dit veroorsaak dat jou oog moet harder werk, want elke keer as jy net om jou kyk, moet daai ooglens basies weer fokus, hy moet werk en dit is soos 'n kamera. As 'n kamera se gaatjie klein is, dan het jy 'n groter diepte van fokus effek. So die maklikste en die goedkoopste manier is, kry jou kinders om miskien 'n bietjie meer sport te doen, laat hulle buitekant wees in die sondag, veral in die wintersdae wat ons het hier in die Kaap. Ons sien altyd meer probleme in die winter met ons kinders, want hulle is meer binnekant, hulle is nie so aktief buitekant nie. So ja, buitekant, kom buitekant, maak seker dat jy bietjie buitekant is, reg deur die jaar en al is dit 'n bietjie van 'n mistroostige dag, as daar 'n bietjie sonnetjie is, kom buitekant want dit is net die son wat skerp genoeg is om daai spiertjies te aktiveer om die pupil saam te trek. So probeer daai oogpupil 'n bietjie kleiner kry, daar's baie voordele aan dit. Die ander ding natuurlik nou is
dieet. En natuurlik dieet, saam met die dieet gaan die son ook, né? So dieet is bitterlik belangrik as jy hierso tussen 10 en 25. Dit is wanneer die grootste risiko is vir skielike veranderinge in jou oë, want jou oë is baie sensitief vir verandering. Jy groei, jy pas aan. As jy baie naby kyk doen, dan gaan jou oë baie keer elke jaar verander. So kyk na jou dieet. Hulle sê dat omega-3's is baie belangrik vir jou oog. Dit help dat die oog in jou liggaam nie so inflammatories is nie. En natuurlik ook Vitamine D. En Vitamine D kry jy maar net in die son. So kom buitekant in die sonlig. Natuurlik beskerm jouself dat jy nie son brand of sonsteek opdoen nie. Maar as jy kan 'n bietjie gaan buitekant wees en miskien 'n bietjie swem, kry 'n bietjie sonlig op jou lyf, of as jy baie binnekant is, drink 'n Vitamine D aanvulling. Maar Vitamine D en omega-3 is bewys om te werk om jou liggaam sterker te maak. En natuurlik soek jy fisiese aktiwiteit. So moenie net binnekant wees die hele tyd nie. As jy buitekant is, gaan doen iets buitekant waar jy 'n balans kan kry. En dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor daai balans. Ons almal vandag is meer en meer op ons selfone. Dit is nou deel van ons lewe, maar as jy 'n stokperdjie het, probeer om die stokperdjie te kry dat dit buitekant is. Gaan stap 'n bietjie, gaan swem in die see, gaan ry fiets, gaan doen ietsie waar jy kan letterlik buitekant wees as sulks. So watse oogfaktore, direkte faktore kan buisiendheid veroorsaak? En as jy mens kyk na buisiendheid, die groot oorsaak dink ek is oogspanning, en oogspanning is direk, daar's 'n direkte verband tussen hoeveel jy naby kyk en hoe naby jy kyk. Want gewoonlik as ons jonger is, dan is meeste van ons kinders se oë normaal en hulle kan ver kyk, so van die sterretjies af tot hier by 1 meter, 2 meter hier om jou. Jou ooglens hoef amper glad nie te werk nie. Hy's gemaak om ver te kyk jou oë as jy jonk is. Maar vir elke sentimeter wat jy moet nader kyk, as hier van 2 meter, 1 meter af, met jou ooglens letterlik eksponensieel harder werk. En dit beteken hy moet baie harder werk om die lig te fokus, en al daai oortollige harde werk, uiteindelik glo ek, dis hoekom jou oë begin meer en meer bysiende word. So wat wil ons doen? Ons wil minder naby kyk, en ons wil die goed verder hou. As ons dit nie natuurlik kan doen nie, dan wil ons byvoorbeeld nou dan 'n bril hê, of jy wil een of ander optiese ding hê, wat dit gaan so half vir jou dit kan doen, dat jy nog steeds naby kan kyk, en dat jy oë nie so hard hoef te werk nie. So ons wil die lading, ons wil die las, ons wil die oogspanning minder maak. Want onthou, dis net spanning, dis net stres, wat dien as 'n stimulus tot verandering. As daar nie stres op jou oë of op jou liggaam is nie, dan gaan hy gewoonlik nie sommer verander nie. So ja, ons wil kyk hoeveel naby kyk ons doen, en die afstand wat jy naby kyk. So as jy so sit en kyk vir jou boek, dis baie sleg. Probeer eerder om dinge bietjie verder te hou. Nou, wat het ek self gedoen met my kinders? Ek het geweet, daar is 'n geen in ons familie wat bysiende is. So in die ou dae het ons basies vir my kinders, ons het my kinders leesbrille gegee. Dit het baie effektief gewerk, mits jy 'n dissipline het. Daar moet fisies 'n reël wees in die huis dat as jou kind inkom, dat hy sy verkykbril afhaal, want die voorskrifte is verskillend, en dat hy sy leesbril opsit. En dit is nou amper dieselfde as wat ons nou is, byvoorbeeld as jy nou 45 of 50 is, jy het gewoonlik 'n multifokaal, of jy het 'n verkykbril en jy het 'n leesbril. Ons probeer dieselfde ding doen met die kinders, want daai oogspanning, so wat jy voel op jou ou dag, as jy nie kan naby kyk nie, voel die kinders in oogspanning. Hulle kan wel sien, maar dis dieselfde hoeveelheid spanning. Al verskil is op jou ou dag, kan jy nie die lig fokus nie, en jy het 'n leesbril nodig. So ek het my kinders leesbrille gegee van 7 jaar oud, nie omdat hulle oë swak was nie, maar om die spanning te verminder, om die spanning te verlig, en hopelik daai oë stabiel te hou, en dit het vir ons baie goed gewerk. So gewoonlik in ons praktyk doen ons leesbrille, ons doen partykeer bifokale brille, of selfs multifokale brille, maar deesdae, natuurlik jy kan ook nou byvoorbeeld ortho-kei doen, of jy kan druppels doen vir die kind, as die oë baie vinnig verander, maar deesdae die laaste, ek sou sê 18 maande,
doen ons meerendeels Cooper Vision se MySight kontaklens. Dis 'n een dag kontaklens, so jy dra jou kontaklens in die dag en veral vir die meer besige kinders wat sport doen, wat 'n mooi balans wil probeer handhaaf, werk die lens uitstekend. So die Cooper lens gebruik wat ons noem active control tegnologie om die oog so half te fop dat as hy opkyk dan kyk hy ver en hy ontspan en as hy naby kyk dan kyk jy weer naby en hy ontspan. So ek sê vir my pasiënte daai kontaklens doen basies jou verkykbril en jou leesbril in 'n kontaklens. Ongelukkig die Cooper lens, die MySight lens op hierdie oomblik in tyd is nie beskikbaar vir pasiënte wat astigmatisme het nie. En ons doen 'n baie eenvoudige toets as ons pasiënte weer oortoets. Partykeer as ons sien hulle oë verander baie vinnig, soos met ons jong kinders. Alternatieflik baie keer as 'n ouer persoon begin 'n katarak kry, dan sien ons hom ook meer gereeld. En die toets wat ons doen is, ek sit letterlik my pasiënt net in my toetsstoel en hy weet ek hou baie noukeurig tekening van die visie wat hy het in elke oog. En dan 6 maande later kyk ons of die persoon daai selfde ry letters weer kan sien. Nou gewoonlik as 'n kind se oë baie verander, dan kan hulle nie dieselfde ry lettertjies weer lees na 6 maande of 'n jaar nie. En hierdie jaar het dit nou al 2-3 keer gebeur waar ons kinders laas jaar van hierdie lens gegee het en 6 maande of 'n jaar later kan nog dieselfde rytjie letters lees. En ons het nou 'n situasie gehad onlangs waar die ma letterlik uitgebars het in trane, want vir die eerste keer het sy gesien dat haar kind dieselfde kon sien met dieselfde voorskrif van 6 maande of 'n jaar gelede. Opsommend, baie eenvoudig, spandeer tyd buitekant. Kry 'n balans in jou lewe en maak seker dat as jy jonk is, voed jou liggaam gesond. Pas op vir daai leë koolhidrate. Maak seker jy kry genoeg vitamiene in en dan probeer om 'n balans te vind tussen jou nabykyk en jou verkyk. En as jy vind dat jou oë elke jaar verander, gaan soek vir jou 'n oogkundige wat 'n bietjie meer voorkomend is en vra vir hom, jy wil nie net kyk na 'n bril of kontaklense vir verkyk nie. Wat kan jy doen om jou bysiendheid te verminder, om die risiko te verminder, om jou bysiendheid meer te laat stabiliseer?